Maar as jy tweede span moet speel, Dit al van hem sien. 7 jaar. So Vrydag semifinals gewees, KS, het hulle gewen 2-0, so dit was goed gewees. Ek dink dit was great gewees. Dit is 'n goeie voorbereiding vir hierdie week wat voor lê. Ons het nou gesien met die uitslae, Lichtenburg lê nou vir ons voor vir Vrydag vir ons NWE reeks final. So ja, ek dink dit is 'n goeie kompeterende game wat vir ons voor lê vir Vrydag. So yes, ek sien uit dit gaan lekker wees. Trouwens dit gaan interessant is om te sien wat die results gaan vir ons gee Vrydag. Ja, so ons preparation, reënerig gewees so goeters, maar ek dink die ouens is gemotiveerd gewees. Ons het maandag begin, goeie sessie gehad. Ek dink die tipe spelers wat ek ook het, is ouens wat in die moment is en dit, ek wil amper sê game for game voorberei. So ek dink alle fokus was gewees op die Lichtenburg game. So oefeninge het great gegaan. Ons het geweet ook van uit die verlede uit die kwaliteit van spelers wat hulle het en soos ek sê is ek dink ons is baie op dieselfde level gewees. Maar ja, ons het die maandag oefening gehad, Dinsdag met die te wat lekker is, selfs al het dit gereën en goeters kon ons nog steeds geoefen het in goeters, so ons beïnvloed nie regtig ons veld en so aan nie. Ons het op daai stadium ook nou geweet soos al die ander sporte word afgestel as gevolg van die reën, maar dit gelyk of die hokkie voortgaan. So ons het prepare van hoor hierso, game gaan voort. Ons is Vrydag reg vir Lichtenburg. So ons het 'n goeie preparation gehad. Ouens was gemotiveerd gewees, koppe was reg. So ja. So obviously met die oefeninge van donderdag wat ons laaste voorbereiding gewoonlik is nou vir die wedstryd, het jy obviously ook al amper senior spelers en leierskap nodig wat die ouens basically saamtrek en 'n bietjie die ouens, ek sê in lyn hou nie, maar net so bietjie senioriteit wys. So span is 'n jong span
So jy het ouens nou soos Pieter en JP en Roos en so wat matrieks is, en dan het jy Jacques wat die kaptein van die span is. Wel, my ouer boetie was eerste hierso in Volkies en toe sê hy vir my hoe lekker skool dit is en al daai. Toe voel ek moet ook die gevoel vir myself voel en sien wat is hierdie familie all about. Toe ek eers instap was dit baie stresvol. Ek het klein gevoel, die matriek was so groot, ewen die graad 9 was groot en alles. En ek het ook nie sport gedoen eerste nie, want ek was bang en alles. En ek moet sê die onderwysers het gehelp daarmee. Ons matriek het gehelp daarmee en alles om my te maak voel ek's deel van hierdie familie en ek's baie bly hulle het, want hierdie is 'n awesome familie. So ek dink hy's 'n baie underrated kaptein in terme van as jy die ou sien by die skool en goeters, hy's nie op die VR nie en hy's nie hoofseun of iets in daai lyn nie. Hy's nie jou tradisionele leier in daai sin nie, maar hy's nou presies die ou wat leierskap toon, want dis 'n ou wat die spelers kyk na hom, hulle luister na hom, maar hy het nie nodig om kaptein te moet, die tradisionele boksie van 'n kaptein te moet wees nie. Hy's uit en uit daai ou wat hy lei deur, ek wil nie sê, en hy's ook nie noodwendig die heel beste speler in die span nie. So dis nie eens dat ek kan sê hy lei met voorbeeld nie, maar hy lei met voorbeeld nie deur sy spel nie, maar deur sy optrede. En daar's respek van die speler se kant af teenoor hom en hulle luister, verstaan, as hy praat of hy sê iets, daar's nie van teenkante nie. So ek dink in daai sin, dit is wat hom 'n goeie kaptein maak, is dat die ouens, hy het 'n verhouding met die ouens wat hulle verstaan hom en hulle luister vir hom, hulle vertrou hom. So Vrydag se wedstryd met die NWI-reeks is bietjie anderste, want die ouens is nog steeds skoolkinders, so ons het skool op Vrydag. So breek so bietjie jou ritme en die fokus en goeters, want hulle moet nou bietjie op skoolwerk konsentreer. Maar ja, ek dink goed gewees, opwarming het goed gelyk, ouens het gefokus gelyk. Almal het geweet 'n gesamentlike doel wat ons het hierso, en ek dink dit het baie gehelp dat almal saam daai doelwit het van luister, hierdie game moet gewen word vir ons om 9de te eindig, waar ons nou gesê het ons wil wees. So yes. Jacques het weer leiding gevat daarso met die opwarming, ons het goeie preparation gehad, op die veld gegaan en ouens het van die begin af, dit was uitklink lekker geweest, want die ouens het van die begin af, was 'n totaal en al attacking hockey, presies wat ons wou gedoen het. Gelyk amper asof Lichtenburg nie baie lus was om te speel het. Ek het die gevoel gekry, hulle het gesettle dat, weet jy wat ons doen het, hierdie kry dit oor en verby. So ons het totaal en al gedomineer, ons is op die aanval gewees, heeltyd daar by hulle sirkel gewees. Dit was regtig, coaching was maklik geweest, want ouens het presies gedoen wat hulle moet doen. Result na ons kant toe gekom, game gewen 3-0 en so ons het doelwit geslaag, 9de geëindig, NWI-reeks, presies wat ons gesê het ons wil doen. So is lekker geweest. Is 'n klein victory geweest wat vir baie mense van buite af laak stupid lyk, want is 9de posisie, maar vir ons intern was dit soos ons eie beker wat ons gewen het, want ons het presies gesê wat ons wil doen en ge-execute. So is goed geweest, great geweest, is lekker geweest. So daai is aan die einde van jou pikreeks. Well done. Soos julle het gesê, ons gaan dan werk vir 9de wat jy gekry het. So is die beste wat ons kon doen. Right, soos sê is die ander twee spanne wat ons pool was, basically wat 2de en 5de geëindig. Verstaan jy nou? So is dit 'n tough pool geweest. Right, verder great game ouens, so nou is dit die Liga en dan Noordval, né? Né? Is julle reg? Wil julle Noordval toe gaan? Ja. Right, choppy.
So, dis die week van Pikreeks Finals. Dit reën verskriklik baie, maar ons het baie voorbereiding om te doen. Ek bly die Pikreeks kom nou tot 'n einde. Ons speel die naweek Bergsig. Dan gaan ons die liga in, waarvoor ons al so lank voorberei. En die girls lyk gefokus, die girls lyk ready, so ons is reg vir die naweek se game ten spyte van die baie reën. Maandag was 'n rowwe dag, dit het ongelooflik baie gereën. So ons kon nie op die bane oefen nie. Dinsdag het dit nog steeds hard gereën, reën het nie bedaar nie, die bane is ongelooflik nat. So ons kan niks buite doen nie. Hierdie is definitief die meeste reën wat Potch in 'n lang tyd al gehad het. Maar die girls is nog steeds gefokus, ons is nog steeds waar ons wil wees. Ons hoop maar net die game die naweek gaan nog steeds aan en die reën hou ons nie terug nie. So ek het 'n reël, of dit sonskyn, reën, haal, wat ook al oefen, sal ons oefen. So ons het toe gym toe geskuif. En toe het ons net gewerk aan hulle kondisionering. So ek het spesifiek gefokus op hulle balvaardighede. So die lekker ding van balvaardighede is jy hoef nie op die baan te wees nie. So ons het lekker in die gym gewerk, rondom krag en dan baie balwerk gedoen en so. Ons oefen vandag binne, dit reën 'n bietjie buite en ons het baie werk voor lê vir ons die volgende paar weke voor Gimmelvolkie. So niks gaan in ons pad staan nie, watch the space. Swak balletjies kan nie gebeur nie. Okay. So wat ons nou gaan doen, ons gaan staan nog steeds die ry en jy gaan voor staan. Een persoon gaan bal gooi, vorentoe skiet, vang die bal, gooi hard en dan moet die persoon agter jou 'n ouer bal kry. Teen donderdag het die reën so 'n bietjie bedaar, so ons het plan gemaak om die bane droog te kry. Gelukkig is dit nie soos die rugbyvelde wat dit nat bly nie. As ons dit 'n bietjie vee, dan binne 'n uur of 2 kan ons die bane gebruik, so ons kom 'n bietjie laaste bietjie werk op die bane doen. Die girls is baie positief en baie opgewonde, so ons sien regtig uit na die naweek se finals. Yes, yes. Yes, yes. Alright, intensiteit is nog nie waar ek dit wil hê nie. So die tyd is nou. Voorbereiding, Gimmelvolkie. Wat jy nou insit, is wat ons moet Gimmelvolkie doen. Right, so Saterdag se game teen Bergsig. Ek het so 'n klein bietjie veranderinge gemaak, net om vir die laaste keer 'n bietjie rond te shift en te kyk wat werk nie voor die liga begin. So die eerste kwart het ons dit was 'n goeie game. Ons het regtig ongelooflik goed gespeel. Aanvallende kant het 'n bietjie gesukkel, maar dit is iets waarmee ons al sukkel van Waterkloof af. So my verdedigende kant is fantasties, speel ongelooflik goed. Aanvallende kant het 'n bietjie werk nodig. So eerste kwart baie goed gegaan en van die tweede kwart af het hulle wiele net afgeval. So ons het onnodige foute begin maak. Ons was nooit agter in die game nie, heeltyd voor, maar dit was 'n close game. En met die laaste kwart op die einde van die dag het ons toe gelyk opgespeel. Ek was heel alright daarmee, want obviously Pikreeks is nie vir my 'n belangrike wedstryde nie. Dit is die geleentheid waar ons bietjie bou en breek vir die liga wat voor lê. Maar obviously is daar goed wat die kids moes hoor,
goed wat hulle verkeerd gedoen het, terugvoer wat hulle moes kry. Maar vir die resultate, ek was okay met 'n gelykopspeel. Ek het gesien wat ek wou sien en as gevolg van die resultate is daar 'n paar goed waaraan ons kon werk, waaraan ons gewerk het en dit het obviously gewys in die game wat ons toe daarna gespeel het. Ja, ek sien uit, ons kom nou net vars terug van toer af. Ja, ons het regtig 'n goeie toer gehad, ons is tevrede met die vordering en waar ons nou is, so sien regtig uit vir die week. Sien, dit lyk 'n bietjie of dit gaan reën. Miskien reënerige weer, maar ons sal 'n wy kry. Ja, so ons is opgewonde. Ja, so maandag, eerste dag van die week, kan nie oefen nie. Reën, hier is nie 'n droë stukkie veld in Potch nie en die weervoorspelling vir die week lyk eintlik nie beter nie, maar ek glo ons sal kan doen wat ons doen. Ek dink ons sal moet doen om te kyk of ons nie ons oefentye kan aanpas nie, maar daar's nie 'n manier wat ons vandag kan oefen nie. Ja, reën nog steeds. So ewe skielik lyk dit anders. Dit lyk nie meer, jy weet, of ons kan oefen of nie kan oefen nie. Nou begin die vraag opkom, gaan ons speel? Gaan ons Saterdag speel? Hoe gaan dit lyk? Ek dink dis die uitdaging nou. En ja, ons gaan vandag weer nie kan oefen nie. Veld is te nat en so ons sal conditioning, ons sal gaan gymwerk doen. Sal miskien 'n klassessie hê, maar ons gaan nie kan oefen nie. Hoe ek die perfekte seisoen eintlik ingedink het, is dat mense pikreeks speel, gaan op toer, speel goeie games op toer, kom terug, het 'n week rus, dan speel jy nog een game en dan semis en dan final. En dan sou ons 'n afweek gehad het voor die clash. Right, en toe wat gebeur is, speel die pikreeks, gaan op toer, kom regtig op 'n goeie plek van die toer af terug. Semifinaal uitgestel reën, meeste reën in die geskiedenis van Potch in hierdie tyd van die seisoen. Soos games word afgestel, mense soos dis crazy. Okay, mense soos okay, ons moet 'n manier speel, semis word to finals. Mense soos hoe gaan dit werk? Ons is soos okay boys, kom ons oefen. Ons het 'n final. Okay, speel uit vir potensiële eerste plek in die pikreeks. En donderdag word dit gekol. Boom, final gone. Ja, ek dink die groot teleurstelling is die matrieks. Obviously het nou nie 'n pikreeks final of 'n semi gehad nie. Ons kom van 'n toer af en skielik is daar net 'n magtom rugby wat nie gespeel word nie. So ek dink die frustrasie van ons is op 'n goeie plek. Ons wil game tyd inkry, ons wil goeie quarters gehad. Ja, en ons speel nou teen groot skole, wie ons onsself wil meet en dit hou net aan reën en reën en reën. En ek dink daai was so 'n bietjie 'n frustrasie van ons soek game tyd, ons kry dit nie en daai game tyd is belangrik vir die voorbereiding van 'n Noordvaal wat voorlê. So dit is so 'n bietjie 'n frustrerende situasie wat ons insit, ja. Ja, so ek dink daar was 'n helse opgebondenheid rondom die eerste span wat die geleentheid en die potensiaal het om die finals van die pikreeks te speel. En ek dink die teleurstelling van
weet jy wat, dit gaan nie meer plaasvind as gevolg van al die reën en omstandighede buite ons beheer. En ek dink die slegste ding rondom dit is vir die koorgroep matrieks wat so iets van die hand gewys is. Want jy speel 'n final op Olien Park, massive geleentheid in jou laaste jaar en dan word dit net sommer weggevat. Ja. Soos Saterdag game is afgestel, regtig moeilik. Ons het heeltyd hierdie hoop gehad dat dit gaan beter word en ons het die final calls gemaak. Tweede naweek in 'n ry. En nou sê hulle die eerste, soos ons almal moet punte deel bo. So ons is nou Pikreeks wenners saam met 3 ander skole. So nie ideaal nie en ook nie hoekom mense sport doen nie. Ek dink as die result veel belangriker raak as die sport self om dit te doen, dan dink ek mense is besig om verkeerde goed te jaag. So ons sê eerder by Joel. So ja, ek dink wat belangrik nou is ons moet jy moet nou ons positief hou en jy moet hulle belief gee. Jy moet hulle laat glo dat die rugby is op pad, ons gaan rugby speel, dit gaan nie weer op 'n reën. Verstaan, soos Johan nou die dag ook vir ons sê, dit help nie, ons laat ons koppe nou sak en sê wat kon of wat moes of ons gaan nie so praat nie. En actually daar dink ek Johan het dit baie goed hanteer. Ek dink deur hierdie hele proses was hy het regtig hoop gegee en hy het belief gegee. Hy's regtig positief en hy het ons baie positief gehou ook. So maar dis deel van sy karakter. Dis hoe hy is, hy's 'n klein fightertjie en dis vir hom belangrik. Volksskool is vir hom belangrik en mense is vir hom belangrik. Ek is Johan Geldenhuys, ek is kaptein vir die eerste rugbyspan en ek speel ook skramskakel. Okay, so ek bly nog my hele lewe in Potch. Ek was in Bailey Park Laerskool gewees en toe al my vriende het ook gemies toe gegaan en toe het ek besluit ek gaan nie saam met hulle enigstens gaan nie. Ek het op my eie volkies toe gekom en eintlik maar niemand geken nie. En dadelik het ek gevoel asof dit ook soos my huis is en ek het dadelik deel gevoel van die volkie familie. Ja. So my pa was hier in volkies gewees, hy was ook onderhoofseun gewees. Hy het toe ook later hier kom skool hou, hy was 'n onderwyser hier gewees en hulle het in ons hoop gebly en toe was dit ook my eerste huis gewees. So baie van die ou onderwysers gaan my ken want hulle het daai tyd nog vir my pa skool gegee en toe ek nou klein baba was, het ek ook nog hier gebly en toe het hulle my sien speel op die hokkievelde. So ja, ons is ongelukkig om nie in die Pikreeks se finale kon gespeel het nie. Dit sou baie interessant gewees het. Ek dink ons het 'n baie goeie kans gestaan. Maar die belangriker een vir ons is eintlik maar die Noordval beker sodat volkies in 'n liga op kan skuif en dat ons die try in 'n beter plek kan los vir die volgende ouens wat in hierdie try gaan speel. Jared Hammond, and I'm the director of hockey, and I coach the first team girls at Volkies. You're going to be with the second side, okay? So you're defending With regards to preparation, we have sort of a set structure. Mondays will be technical sessions, and then we'll start moving into more tactical kind of things. And it'll be very much based on what we want to do and what we've seen the opponent do. So with Westphalia, we knew they were really quick. We knew they had legs, so they could run. And so we just adjusted our structure slightly so that we could counter that and win ball a little bit high up the field and attack from there. Two strikers or two, doesn't matter who, okay, two people, you're trying to keep the ball away from the defender. You have to pass diagonally, okay? You must stay outside the block. So two of you stay outside the block, one stays inside. If you get the person inside gets the ball, okay? Whoever made the mistake, you swap with him. But I think every game you focus just on that game, and that's the best way to prep. A pre-season is all about getting the body ready, getting the skills ready, and so on. But once you start getting into season, it's all about game by game. And you're really thinking then tactically about every single game, what adjustments you need to make and where you need to tweak the system if need be.
Maandag bietjie reën of vakansiedag gewees, saam met die reën, so ons het nie geoefen nie. Dinsdag kon ons oefen. Dis lekker nou by voeltjies met die Astro. Ons kan steeds oefen as dit reën. Vang jy daar nie soos die gras nie. Yeah, you can't be in the same channel she is, so not Die goals lyk goed. Hulle werk hard. Dink ons fokus is reg want die pikreeks sien ons regtig as voorbereiding vir die liga. Dink as mense jou hele fokus op die pikreeks sien, is dit moeilik om hulle positief te hou en aan te hou laat oefen vir die liga wat voorlê. So ons het ons fokus verander. Is nie meer die pikreeks is nie alles nie. Dis ons voorbereiding, mens sort nog 'n bietjie span uit en so, maar ek dink ons is nou uitgesort en dit gaan goed. So Dinsdag se oefening het goed gegaan. Ten spyte van die reën, ons kon lekker oefen. Ons kon ook 'n lekker bordsessie insit met die girls want mens moet maar teruggaan na die vorige games toe. Kyk waar moet jy verbeter, wat moet jy verander, weer goed verduidelik. Yeah, so there, Andrea, what we just tried, open so I can see where I'm going. Yeah, just try and turn. Kyk of jy kan switch. So Donderdag was 'n goeie oefening vir ons. Ons konsentreer 'n bietjie dan op die kapteine ook om te help met goed. Ons maak so 'n bietjie staat op hulle, help hulle ook so met leierskapontwikkeling. Dis altyd lekker om op 'n Donderdag aan spesifieke goed te werk voor 'n wedstryd. En mens vat dit so 'n bietjie kalmer dat die bene net so 'n bietjie kans kry om te rus. En meer game spesifiek natuurlik. Kyk mens na sekere goed, berei voor vir 'n spesifieke span wat jy gaan speel. So dit was 'n goeie oefening vir ons gewees. This is intense, this is next level. And it shouldn't be like that. When you're here and you're training, the level should be this high. So when you come into a match, it's like, oh, I've seen this before. I've seen this every single day in our training session. My training session on Thursday was harder than this match is right now. And that's how it's supposed to be. But at the moment, we're not hitting those levels. So in a game, if you were there, a lot of you, if you got the ball over here, so the ball came out, ball came back to you, you're entering through here, would you not smash the ball from there? A lot of you would. I've seen you do it. I've seen many of you do it. Okay, but now we get here and we don't do it. Why? So yeah, the first team girls, it's a privilege coaching them. It really is. They have such a good, relationship with each other, and they've walked a long path with each other and so on. But what I want to say is there's talent. There's real talent, in terms of hockey, but as well in terms of human beings. They're just such brilliant people. They have so much to give, and I really think they're a special group of girls. It'll be from being serious and working hard on the field to off the field, throwing each other with water balloons or whatever it is. They also know how to have fun, and they know how to enjoy it and to be a team. So yeah, it's been a great journey, and it's a real special group of girls. Saterdag se game het goed gegaan. Ons het 'n goeie opwarming gehad. Ons konsentreer op 'n kort opwarming. Ek wonder partymal hoe kry jy kinders se aandag vir 'n uur vasgehou. So 'n halfuur is vir ons genoeg. Ons kom so 40 minute voor die tyd bymekaar, praat met die girls en dan los ons 'n groot gedeelte van die opwarming weer vir die kaptein om te hanteer en die onderkaptein. Maar die girls het goed gelyk. Hulle het reg gelyk vir dit. En dis maar belangrik om fokus te hou en hulle aktief te hou in daai 40 minute.
Maar ek dink ons het 'n goeie plan nou al met hulle gekry oor wat werk vir hierdie span spesifiek. Ek dink dit was laas jaar toe vra Jared vir ons wie wil 'n nuwe skill leer en toe obviously steek ek my hand op want soos ek wil. En toe sê hy nee, ons wil 'n nuwe hoekie probeer waar jy soos behind the back gaan. Hy noem dit vaart want hy maak jy altyd so agterom so ja. Alraai, die game het vir ons goed gegaan. Waaroor ek opgewonde is. Ons het 'n PC, 'n kort hoekie. Ek weet nie of ek baie mooi Afrikaans moet praat nie. Wat Wenke 'n baie oulike ding doen, sy stop die bal op die sirkelrand en sy pas hom hier agter haar verby. En ons het al 'n paar goals van hom afgeskoor, so want obviously is dit vir die defenders moeilik om te sien waar gaan die bal heen. Maar hy het soos 'n bom gewerk. En dis altyd lekker want die kinders celebrate so lekker na so 'n doel. Het gewerk vir hom en dan werk hy en ons het so spesiale teken wat ons gee wat coach Derrick van die kant af gee vir daai hoekie. So dit veroorsaak altyd so 'n klein bietjie van 'n gegil, maar dis so ons weet iets wat julle nie weet nie as daarin kom. Maar hy het vir ons goed gewerk en die game het vir ons goed geloop. En dit is great. Yeah, so the approach for every game is pretty much the same. It's number one, we're always trying to score first and put the team under pressure. And that word is also very key, is pressure. We're trying to place the pressure on the opposition and make sure that they're the ones who are feeling, oh, we're stuck here and we don't know what to do, and and then we've got that upper hand and on the high ground of we can attack you from this position and so on. So I think with the younger age groups, structure and how you play is really, really important. But when you're getting now to under 18 to the first side especially, it's all about performance. It's about how do we win this game, what can we do, obviously not trying to veer too far from your structures and from what you've learned, but it's about performance and it's about how can we win this game. And I think that the pressure is the key word there. Is we're always trying to put pressure on the other side and make them crack and exploit it. Once they do crack, there we go. Dan wat ook lekker was Saterdag was Wenke Pieters se 100ste wedstryd. Ek speel nou al 3 jaar vir die eerste span. Van graad 10 af 2023. Last game, Pikkerex final, we played up against Westphalia, not where we wanted to be. We were hoping to be semi-finals, top 4, somewhere there, but still had a game to play and still had a job to do. And our game went well. Felt like it wasn't the level we wanted to be at, but girls played really, really well, and it was also Wenke Pieters' 100th cap, first female hockey player to reach 100 caps for the first team, so very, very proud of her and a great moment. So Wenke het in graad 18 by ons ingekom van Bessies Vlei af, klein dorpie. En dit was lekker om haar hier in ons span te hê van onder 14A af. Sy het reeds toe in graad 10 onder 16 al eerste span gespeel. Goeie striker, sy ken hokkie so goed. En ek het 'n spesiale band met Wenke, lang pad met haar gestap. Sy het een van daai lekker kinders wat dit vir jou beter maak. En dit is lekker om haar in jou span te hê. Sy is kwaai met die juniors, met tye, want sy wil seker goed hê, moet reg werk op die veld en is goed so. Dis goed dat hulle die juniors ook bietjie motiveer. Ek het veral in die laaste jaar en hierdie stuk wat ons nou einde verlede jaar begin werk het met die eerste span, het ek 'n groei in Wenke gesien wat vir my so trots maak op haar manier hoe sy met die ander spelers werk, met die juniors werk, haar tevredenheid oor wat sy doen op die veld en hoe sy haarself definitief bietjie harder druk ook op die veld, wat iets het wat ons wou dit graag in haar sien. So ek's regtig trots op haar en dis vir my special dat sy die eerste een is wat hierdie 100 wedstryde kon speel vir die eerste span. Ons het, wanneer was dit, die week van my 100ste game, die vorige week was ons game ook gekanselleer geweest. En toe die week van my 100ste game, toe is ek excited en soos, dis my 100ste game. En toe by die skool, toe kondig hulle dit af en als, en ek kry my ballonne en ek kry my blomme en als. En toe die game was toe gekanselleer. En toe kon ek nie die dag my 100ste game speel nie, vir hulle al klaar vir my, soos dankie gesê vir die hele skool. Ek was toe baie negatief geweest, maar toe die volgende week, toe kon ek daar my 100ste game speel. Dit was baie lekker, soos ek sal nie 100 caps vir 'n ander skool sou wil speel as volkies nie. En
saam met dit, Jared was by elke liewe van 100 games geweest, so dit is ook 'n mylpaal wat ek saam met hom stap. En ja, dit was hoendervleis mooi en dit was net lekker en dit was 'n gevoel van trots om 100 games vir voetjies te speel. Ja. Venka, yeah, so Venka, special player, played for the first team since grade 10, so this will be her 3rd year playing for the first side. Really special player, talented girl, talent from a young age, and she's just gotten better and better throughout the years. And yeah, she's a real leader within the team, girls look up to her and so on, and yeah, eye for goal, loves scoring goals and loves receiving ball, and yeah, really special player. Ja, ons lig ons koppe op na 'n goeie game vir ons. Ek dink ons was so bietjie teleurgesteld in die Pikreeks met die uitslae, maar nou die liga in alle erns begin en ons loop nou vorentoe. Dit het goed gegaan met ons en ek sien uit. Ek sien uit na die seisoen vorentoe en ek weet ons gaan goed doen in die liga. Mooi! Net voorballen die girls, net voorballen. Volg die bal. Change of direction. Here we go, het julle daai gesien? Donderdag se game teen Girls was 'n goeie game, maar baie frustrasies. Dit wat ons maandag en dinsdag op gefokus het hulle glad nie in die game toegepas nie. So eerste 2 kwarte mooi gehou en toe van daar af het hulle konsentrasie 'n dip gevat en dis waar Girls 'n bietjie ingehaal het. Ek sou aan. Moenie laat hulle aan jou stamp nie. Right, ek sien daai hangringe is in jou. Liaatjie, fokus. Ek soek een van jou af, né? Jy skuld my enetjie. Gaan net aan. Okay, so my terugvoer aan die girls tussen kwarte is altyd wel meerderheid van die tyd moet mens positief wees. Dis nie altyd maklik nie, maar mens moet probeer 'n positiewe terugvoer te gee. Bedoelende daarmee in plaas daarvan vir 'n speler te sê moenie dit en dit doen nie, sê eerder vir 'n speler wat hulle moet doen. Benny Lou het 'n voorbeeld gebruik toe hy met ons kon praat het van jy het 'n pink olifant, hierdie pink olifant is alles wat jy verkeerd kan doen op 'n baan. En as jy vir 'n speler sê moenie dink aan die pink olifante nie, kamer nie, dan gaan hulle die hele tyd aan 'n pink olifant dink. So in plaas daarvan vir 'n speler te sê moenie dit en dit doen nie, sê eerder vir hulle wat hulle moet doen. So positiewe kinders reageer baie goed op positiewe terugvoer. Maar dit is belangrik dat kinders moet hoor wat hulle verkeerd doen. Jy kan nie tussen kwarte vir 'n persoon sê of vir 'n speler sê jy speel great, hou aan, maar dan maak hy soveel foute nie. Hulle moet leer uit hulle foute want dit is klein verskilletjies wat hulle kan maak wat 'n verskil gaan maak tussen wen en verloor. Hoor julle? En julle is te stadig op die rebound. Hulle kry die rebounds. Come on boys. Julle is lank, julle is vinnig. Rebound. Dit het goed gaan onder omstandighede. So op hierdie punt van die game gaan dit nie net oor wen nie. Dit gaan oor hoe jy wen. So yes, ons het 'n goeie game gehad want die telling het gesê ons het gewen. Maar die manier hoe ons die game gewen het, was ek nie heeltemal mee tevrede nie. Wat ek daarmee bedoel is, eerste kwart fantasties gespeel. Ons fokuspunt vir die week was om die aanvallende kant sterker te kry en ons het. Dit het ongelooflik goed gegaan, maar die verdedigende kant se wiele het afgeval. En dis nie dat hulle aanvallende kant sterker was as ons dat ons verdedigers gesukkel het nie. Dit is net die girls het gedaal tot op Girls se vlak en hulle het hulle game gespeel. Hulle het nie die game gespeel wat hulle geleer is nie. Die girls het hulle eerstens onderskat en tweedens het hulle na die laaste 2 kaarte gaan lê.
En dit is juis eienskappe soos dit wat jou in belangrike games gaan deurtrek. So dit was 'n bietjie van 'n frustrasie en daarom sal ons volgende week definitief baie meer fokus op uithou vermoë en deursettingsvermoë, want dit is wat jou in 'n belangrike game gaan deurtrek. So wedstryd was eintlik baie interessante game geweest vandag. Gesien die ouens is jittery, opwarming, bietjie styf, bietjie ja, jy kon voel. Iets is nie lekker nie, maar almal het geweet dis 'n game wat gespeel moet word. So ons gaan hierdie nie vir julle 'n easy game maak nie. So ek dink persoonlik, hierdie was die surprise van die seisoen gewees. Ek dink vir almal in die liga en in die provinsie was 'n surprise gewees. Ons het actually ons was gelyk meeste van die game, ons is 1-1 gewees. En hulle het letterlik in die laaste deel van die game die wen-goal geskoor, 2-1. So jy vra my wat sit op 'n coach ek is. So kom ek sê vir jou wat ek definieer dink ek myself as ek is 'n baie oop tipe coach. Ek hou daarvan om 'n oop verhouding te hê met die spelers. En dan die ander ding is omdat jy soveel verskillende persoonlikhede het, is ek baie, ek wil nie sê aanpasbaar nie, maar ek is oop vir elke speler hoe om hulle individueel te approach en hoe om te werk individueel. So dis moeilik om 'n balans te handhaaf as 'n span in geheel. Maar ek probeer, soos ek sê, 'n bietjie van 'n balans kry waar ek weet ek almal kan akkommodeer. So partykeer is daar situasies of oefeninge of tye wat ek weet, hoor jy, hierso moet ons super ernstig wees en dit is die fokus of dis die uitgangspunt. Ander kere bietjie meer chill, bietjie rustiger, dink ek om die ouens meer gerus te stel en goeters. So ek trek daai deur ook soos na die oefeninge toe. So ja. Jou ding is, jy moet nie sien dit as die beter span is die span wat gaan wen nie, maar sodra jy eerlik is met jouself en jy weet, hulle is die beter span, hoe prepare jy om die beter span te wen? So ons het gister nou 'n tawe game gehad, ek dink, wat in ons guns getel het, ek dink hulle het mentally gedink, hoor jy, dit gaan 'n easy game wees, hulle het op hierdie stadium wen hulle liga wedstryde, alles met bonuspunte. So ek dink hulle het ook gedink hulle kom hiernatoe om 'n bonuspunt te kry. Ons het daai game nou 2-1 verloor, maar ek bedoel dit gee vir my nogals 'n goeie indikasie van ek dink op die level wat die span is en ek dink 'n week voor die clash is dit redelik 'n goeie aanduiding van die tipe wedstryd wat ons kan verwag ook met die clash. So daar was so 'n bietjie van 'n lekker gewees van hoor die net so 'n bietjie hulle arrogansie afgebring. So ja, dit was regtig 'n lekker game gewees en ek dink hulle was meer surprised gewees oor dat hoor die volkies is nie so swak soos wat ons gedink het nie. Okay, so is maandag, ons moet regmaak vir 'n nuwe wedstryd, so is 'n nuwe week van oefen. Die kinders is positief, die spelers is positief na KS. Hierdie gaan 'n tawwe een wees. Rustenburg is altyd hard. Hulle ruk altyd een of ander raas uit die hoed uit. So ons weet en hulle het goeie afrigters, hulle het 'n goeie bestuurspan by die hokkie ook, by hulle eerste span. So ons weet ons gaan met hard werk vir hierdie een, maar ek dink as die meisies aanhou op dit wat hulle gedoen het die naweek en vandag se oefening is goed en die res van die week dan gaan dit vir ons goed gaan. So next game that we played now is Rustenburg. Rustenburg always a tough school, very big school, obviously almost double our size, but
But yeah, I wasn't too worried about them, to be honest. They don't really have anything, they didn't have much going forward. They were dangerous from penalty corners and their defense was quite solid. So it was mostly about getting around one or two of those players and scoring goals. So we really looked in a bit of a deeper press, holding our shape as long as possible, and then from there really counter-attacking them and attacking the areas we felt they were exposed and they were open from. So wat ons vandag gaan doen is ons gaan bietjie met hulle gesels om hulle koppe reg te kry vir hierdie een, want omdat Rustenburg moeiliker is en daar's maar 'n ding wat hulle kop inklim ook oor Rustenburg. So ons bietjie met die girls se koppe werk vandag, bietjie met hulle gesels oor wat ons van hulle verwag, wat hulle nie aan moet steur nie op die dag self. En dan gaan ons bietjie konsentreer vandag op fiksheid saam met vaardigheid. Dat ons 'n bietjie hierdie bene moeg maak, saam met die hande op die bal. Dat dit bietjie vinniger. Ek dink ons moet konsentreer op goedjies wat hulle hande bietjie vinniger moet gebruik. Veral teen Rustenburg omdat hulle altyd 'n sterk verdediging het, altyd sterk defense wat jy moet verbykom. So ons gaan bietjie daarop fokus. Good, Andrea. Pressing the ball, winning the ball, and then you can score in the corners over there. All right. Okay, Dinsdag was harde oefening. Ons het maar besluit om hierdie week bietjie harder in te klim. Dis eendag goed vir hom so bietjie meer swaar te kry. Ons het 'n goeie oefening gehad, lekker vinnige skills oefening. Juist omdat ons nou werk om verby 'n sterk verdediging te kom. En ja, ek dink op die ou end was dit 'n goeie oefening. Bietjie moedeloos en moeg met tye gewees, maar hulle weet waarheen hulle werk. So yeah, with regards to our training sessions, we try and get the intensity really, really high. It's really important that, I always say to the girls that it's really important that if we can have a really intense session that's even more intense than a match, that makes the matches so much more easier. You know, we don't want to have a session where it's very calm and relaxed and we're not trying to hurt each other and we're just walking or jogging, and then you get into a match where everything's 100 kilometers an hour and you're not used to it. So it's like with anything in sports and any training you do, you want to try and train at that intensity or even higher so that when you get to that match, it's something you've seen before, it's something you're used to, and we always try and do that with our girls in our training sessions. So ons het 'n bietjie gefokus donderdag op sterk verdediging, want ons weet by Rustenburg moet ons sterk kan verdedig ook en baie kan verdedig, want dit is maar baie kere 'n game wat albei kante toe gaan. So hy's lekker wyd oor die veld. En dan ook soos altyd ons PC's weer geoefen sodat ons reg is vir dit. Dit is so belangrik om van PC's af te kan 'n doel kry en ons sukkel 'n bietjie daarmee op die oomblik. So ons het baie tyd daarin spandeer. Amper daai muscle memory ding van oor en oor en oor om seker te maak as ons daai kanse kry en ons dit kan gebruik. Maar dit was 'n goeie oefening en ek dink hulle is meer positief as Dinsdag gewees. So ons is reg vir Saterdag se wedstryd gewees. Right, go. Good, Nicola. Okay, so ons was reg vir Saterdag se wedstryd. Goed opgewarm, girls se koppe lyk goed. Ek glo hulle sou alles gebruik het wat hulle moes vir die game. En dan ons kaptein Karin, ons leen lekker swaar op haar vir opwarming en sy bring 'n lekker gees. Sy bring 'n positiwiteit na die span toe. Sy kan net 'n manier om op haar manier die meisies reg te kry en te laat fokus vir die wedstryd. In that game, we had a few short corners that came off really well, and that was really, really important. We got a stroke as well that Venka scored, and from there that also spring-loaded us. They also got a stroke a bit later on in the game, and our goalkeeper Angelique, she managed to save it, which was a great thing because we were 2-1 up at the time. Angelique saved it, kept us at 2-1, and then we scored the next goal, and the game ended 3-1. If they had scored, maybe it would have ended differently, but that was a key moment where Angelique saved that goal,
and we could actually from that just spring off and take that energy of her saving it, and actually the team took that energy and used it to go forward and to score the next goal. So it was a tough one. They always present a tough challenge, but really very impressed with the girls, very proud of them. Managed to get that strong win against a strong school. Een speler wat 'n goeie wedstryd veral gehad het nou Saterdag was Carla De Bruin. Okay. So ek kom oorspronklik van Pietersburg af. Ek het daar groot geword. Ek het dit baie geniet daar. Dis 'n baie mooi plek. Ek het mense vra my gewoonlik, maar hoekom het ek nie na Hoërskool Pietersburg toe gegaan nie, want hulle hokkie is uitstekend. En dit was net vir my, ek dink my pad het net verander van daar af. So toe ek bietjie ouer geword het, was my oupa oorlede, toe trek ons buite Voegvol na Wildsplaas toe, wat my ma geërf het. Toe bly ons daar vir 'n ruk en ek was in Laerskool Voegvol, toe was ek daar hoofmeisie gewees. So na dit, toe sê my pa vir my ook wel of volksskool of Voegvol. My ma was in Voegvol en my pa was in volksskool. Hy en sy 5 sissies en baie van my familie se goeders gaan deur voeltjies. Byvoorbeeld meneer De Bruin, dit was 'n baie ou koshuisvader van ons hoop gewees. Meneer De Bruin. Dit is 'n ver langse oupa grootjie van my pa. So ek dink voeltjies is maar dit het na my toe geroep. Dit is maar op my pad gekom met 'n rede. Ek dink dit beste besluit nog ooit in my lewe. Ja, Carla, jy stap ook 'n lang pad mee van graad 8 af en ek het haar sien groei op die hokkieveld en as mens veral, maar op die hokkieveld spesifiek. Sy is een van ons outside mids en ek onthou toe ons haar verlede jaar in die posisie begin speel het sy gesukkel. Dit was vir haar taai. Ek was in die koshuis gewees van graad 8 af. Ek het dit was 'n aanpassing gewees van 'n klein dorpie af na 'n groter dorp toe, groter skool, meer kinders en baie om te leer. So na dit toe trek ons Magaliesburg se kant toe. Nog steeds aangaan met voeltjies en net besluit daar's skole daar buite wat nader is, groter is, maar voeltjies het nog steeds my hart. Ons het pret met haar gehad en frustrasie met tye in die nuwe posisie want mens moes kort herinner en sy sal baie maal soms so verward opkyk en dan wys sy en ons mooi verduidelik, skuif middelveld toe, maak die veld groter, maak die veld kleiner, maar sy het dit gesnap op die ou end en sy's waardevol vir ons op die veld. Sy het so groot verskil gemaak Saterdag. En haar basiese vaardighede het soveel verbeter. Ek's regtig trots op haar, die pad wat sy gestap het in haar menswees en op die hokkieveld. Dis lekker om terug te kyk, maak nie saak na hoeveel jaar nie, jy weet daar's 'n speler wat jy so sien groei het. En Carla is een van hulle. En nou bly ek in Warmbad wat omtrent so 3,5 ure, kom sê 4 ure weg van Potchefstroom is. En steeds verkies ek voeltjies oor enige stadsskool. En ja, dit is 'n voeltjies het soos 'n familie geword wat jy nie eintlik kan agterlaat nie. Ja. Really brilliant girl, extremely intelligent. If you had to ask me one thing about her, I'd say consistency and intelligence. She's one of those players who's never really up or down. She's always consistent, always going to give you exactly the same every single time. And she's a real leader on the field and off the field. And yeah, just extremely proud of her. And also one of those who makes everyone smile, makes everyone laugh. She knows how to tell the jokes, and that's really important sometimes in a team as well. And yeah, she's just a brilliant player. As ek dit so moet sê, sal ek sê die eenheid in diversiteit. Daar's 'n ontsettende eenheid in hierdie skool wat 'n mens nie kan beskryf nie. Weet almal praat van gees. Die gees in hierdie plek is fenomenaal. En dan hoe die mense jou aanvaar en hoe die mense jou intrek. Volksskool is nie 'n skool nie, is 'n familie, dis 'n groot familie. So dis een van die dinge wat my regtig waar uitstaan van volksskool. Die mense maak hierdie plek. So Rustenburg, die telling het baie mooi vir ons uitgeloop. Ons het 3-1 gewen en om op die veld maar net deeltyd met die spelers te praat om seker te maak ons trek daai wen goed deur.
Ek dink dis belangrike week, dis ons Bergsig week. Ons prep vir Bergsig, obvious 'n goeie span. Ek dink Bergsig het gaan goed met hulle. Joel ook 'n mooi brand rugby. So ons het bymekaar gekom die coaches en gesê daar's 'n paar goed wat belangrik is. Coach Gerald het 'n paar goed op attack verander. Om Johan sê ons gaan mol. Nou gaan ons mol. Ja, as dit van my afhang, Saterdag Bergsig. Ons gaan vir hulle mol pappa, ons gaan vir hulle voorbesige. Ons gaan vir hulle dryf dat hulle oorvlei. Ja, en dan sal ons een of twee tweetjies maak. Ek dink belangrik net is om ouens op hulle voete te kry, ouens uit die gym uit te kry en ouens op die veld te kry. Na laasweek en die min speel 2 weke nou af in 'n ry, soos ons moet ouens op die veld kry om te jol. So sien baie uit vir die week. Ja, maandag se oefening was goed geweest. Ek onthou dit was daar was soos 'n hongerte. Was soos ek onthou dit was amper gevoel of die eerste keer na COVID. Toe almal kon buite op die gras om daar loop. Ek dink dit het 'n bietjie so gevoel. So dit was verligtend geweest. Nie baie goed verander nie, 1 of 2 goedjies verander en ja, ons hoop dat dit wat ons gedoen het gaan vir ons afkom. Ja, ek dink so onderliggende angstigheid, want elke afrigter wil sy pond vleis hê. Johan by die forwards, ek by die attack, een by die defense. Chris wil nog sy goed inwerk. Lank terug gespeel, so jy wil seker maak alles is in plek. Soos Johan nou gesê het, Bergsig, ek dink die tyd verby toe gaan skor ons. Ja. Toe wen ons met 'n punt. So jy weet dis 'n kwaliteitsspan wat jy weer speel, wat flair het, wat attack. En is belangrik om jou stempel in 'n nuwe Noordval reeks af te druk. So dit was nogal 'n lekker unieke week, want jy wil hom ook goed doen, want jy het nou lank terug gespeel, jy moet alles speel en dan lê daar weer 'n unieke week na dit voor met 'n bye, 'n week voor 'n clash. So daai was 'n week van fyn beplanning, hoe doen ons dit goed, wat pas in, wat is nou belangrik vir die naweek en wat moet ons net so bietjie aanskuif. Alright, Dinsdag goeie sessie gehad. Gym sessie was goed geweest. Coach Christel 'n bietjie gedruk in die gym. Toe het ons vir hulle gewag op die veld. Dit was 'n goeie sessie geweest. Weer eens gesê, ons het 'n spesifieke ding wat ons teen Bergsig wil doen en ja, die manier hoe ons wil jol teen hulle. So hulle is groot seuns, hulle dra die bal hard. So defense gewys is dit vir my 'n belangrike ding. Belangrike week hierdie week om 'n paar goed uit te sorteer en weer op te skerp. Defense is ietsie wat vir ons baie belangrik is en ons is trots op ons verdediging. So om 'n hele paar net 'n paar goedjies weer vas te maak. Vandag is defense dag en ja, dit gaan aandag daaraan gee. Die SDC Cup hulle ou seker op 'n goeie voet begin en ons het hulle in die pikreeks het ons hulle met 1 punt gewen. Hulle voel natuurlik hulle is te nagekom. Ons moes eintlik verloor het, maar nou ja, ons het 'n wen gekry in die pik. So vir ons is dit 'n belangrike week. Ons wil goed afskop in die SDC Cup. Ons wil goed voorberei. Ons het baie lanklaas rugby gespeel. Seker omtrent 4-5 weke wat verbygegaan het met die semies en die reën en die vakansie en goeters. So ons voorbereiding was ook nie wat dit moes gewees het om die SDC Cup te begin soos ons dit wou begin het nie. As 'n ou nou 'n semi en 'n final kon klaar gehad het en 'n ou kon gesien het wat 'n ouetjies het onder daai hoë druk gefunksioneer, kan 'n ou dit gesê het, "Yes, ons het 100% geprep." Maar ons prep vir die week is ook nie soos dit moet wees nie, want ons het nie al die games gespeel wat ons moes gespeel het. Donderdag uniek gemaak het is prep is reg, ons het gedoen wat ons wil doen, maar daar's altyd 'n ding van ons het al teen hulle gespeel en ons het hulle gewen.
So dit is altyd die ding wat ons mekaar gesê donderdag, kom ons vergeet daarvan, kom ons vergeet van die vorige game, ons vergeet van alles. Kom ons vergeet van wat gebeur het en kom ons fokus op presies wat wil ons doen en hoe wil ons execute. Dit was belangrik. So donderdag se oefening was nie een van die bestes nie. Dink is nog steeds moeilik want ons nog steeds daai ding van ons het hulle al gewen, so ons sal okay wees. En ek dink in sport om okay te wees is die slegste plek waar 'n mens kan wees. Ek dink jy moet nooit okay wees nie. So ek dink dis 'n comfort zone wat ek dink elke jong of elke sportman moet fight. Nie okay wees nie. So dit moet of met jou, ek dink is beter as dit sleg gaan of as dit goed gaan. So ek sou sê donderdag was nie die heel beste prep nie, maar ja, sien uit vir Saterdag ons gaan rugby speel. So dis maak die saak nie die son skyn en dis goed. Bergsig week was taaf want Bergsig is 'n goeie span. Ek dink hulle is baie in Rustenburg se skaduwee. Ek dink Bergsig is 'n goeie skool. So en ek bedoel dit in 'n mooi manier. Bedoel net jy sal jou vel vasloop as jy dink ons gaan net gou opdaag. Die eerste keer wat ons hulle daar gespeel het hulle met 'n punt verloor en jy kan voel as ouens as hulle voel soos hulle voel eintlik hulle moes gewen het. So ek het geweet ons coaches het mekaar gesê luister die tweede keer gaan Bergsig hulle gaan hard kom want hulle voel hulle kan ons wen. Ek onthou nog die oggend die ouens het by die Clouds aangekom en daar was so 'n opgewondenheid want dit is altyd vir ons special by ons eie skool. Sê welcome to the deep south. Soos maar die Suid-dorp hierso. Maar die gras is nou groener want dit het baie gereën. So maar dit was lekker. Dit was lekker om die ouens te sien, ouens voor die tyd in die Clouds. Jy weet soos hoe dit is. As die ouens vroeër Clouds toe gaan, dan weet ons, dis 'n goeie dag. Soos hierdie gaan goed wees. Jy kon sien, ouens is uitgehonger, hulle wil jol. Ja, so dit was flippend lekker geweest. Daai Saterdag het dit reg begin. Bergsig het ons eintlik bietjie, dit was goeie games heeldag, jy weet, so jy het nooit in 'n comfort zone gekom nie, want daai ouens het op 'n tyd almal het op die paviljoen gesit en rugby kyk en jy kon sien. Soos jy weet, jy ken jou span, jy weet as hulle so naby mekaar sit. Daar's 'n way, soos ons gaan okay wees vandag. Dis in die sy nog kaartjies gekoop om vandag te wees. Ons skole so. Okay. Bergsig game, ek dink ons kon nie 'n beter begin kry nie. Ons was vinnig uit die blokke uit, vinnig punte aangeteken, goeie drie gedruk. So all in all het ons begin soos of ons nog 'n hele tyd rugby gespeel het. Maar ons kan sien dat iewers in die game het daar 'n lapse gekom en daai ouens het met mening teruggekom. So op 'n stadium wat ons bietjie gestres het van wat nou, hoe pas ons aan. Ons kan sien lack van game tyd wat deurkom. Die onderbewuste van die ouetjies, ons loop voor. Ons het hulle gewen in die pikreeks, jy weet, dit bly altyd 'n issue met 'n skoolseun. Daai onderbewussyn van wat so sterk is en ewe skielik toe sien ons hulle is op ons en hulle het gedoen presies wat hulle nog 'n heel reeks gedoen het in die pikreeks en ver agter geloop, games op 'n naalskrap verloor, soos met ons 1 punt verloor. In die pikreeks het hulle ander games ook van ver af agteraf ingekom, ouens ingehaal, verbygegaan. So ons was half bang geweest en soos Gerald tereg sê, dit ewe skielik was daar so 'n halwe benoudheid in die korps geweest en gesê, "Eers gaan dit weer gebeur." Wat ek kan onthou van daai spesifieke soos as ek iets moet gaan uitsonder, onthou ek hulle was so, maar dit was by mekaar. En halftyd was ook van mekaar gesê soos ons so 'n big guts basies. So dit was great geweest. Ouens senior ouens bedoel dis waar jy senior ouens moet party toe kom, ouens wat al daar gespeel het. En nie van sy beter games gehad. Ek weet dit is vir hom ook belangrik. So ek dink jy kry altyd special oomblikke in sulke game en daar's altyd klein goedjies wat gebeur en ek dink die groot ding met daai game so 'n draai gegee het is hy nie wat 'n intercept gevang het en gaan score het en dit het so op die regte plek gekom. Wat ouens belief gegee het want op daai stadium is Bergsig hard op pad, hulle attack hard. Hulle toets ons en as hulle nou gaan score is hulle voor en dan lyk die game anderste en daai oomblik dink ek hierdie ouens net weer besef hoor hier daar's 'n paar minute oor, kom ons werk hard, kom ons kry ons systems in plek en ons. Ek dink dit het daai intercept het bietjie hulle moraal opgebreek Bergsig, want hulle het gesien
ons is hier, ons kan hom toemaak en ewe skielik toe is hulle agter en dit het hulle so 'n bietjie op die agtervoet gesit. Regtig baie dankie dat julle gekom het. Dit was 'n regtig lekker dag geweest. Hoop julle is veilig op die paai terug en sterk. En dan val die paadjie. Hy het nog eens 'n paadjie gestap, net om weer actually te loop, never mind te hardloop. So ja, ek weet hy was daai game hy was vir ons belangrik geweest, nou was goed geweest. So Henny, praat oor Henny. Henny is soos 'n hy's soos 'n klein, hy's 'n fris, sterk mens. Hy's eintlik 'n armdrukker of hy stoei. Hy's eintlik 'n stoeier wat like om arm te druk en dan jol hy nou na rappie. Dit is eintlik Henny. So onthou toe hy begin het, was hy net hierdie klomp bonkel vinnige stuk spiere. En dis ook eintlik mooi om te sien so sy loopbaan hoe alles evolve, verstaan, sy hele journey. En na hy sy been gebreek toe hy weer teruggekom het, reggekom het, weer begin speel het. Weet hierdie was 'n tawwe jaar vir hom ook. Ek dink is die eerste jaar wat hy nie in enige provinsiale setup was nie. En dit was wel moeilik. Want ja, ek dink hy's goed genoeg. En ja, maar dit het nie vir hom gebeur nie. So mens moes daaraan werk. Dit was 28ste Mei 2022 hier by 10:00 se kant. En daar was ook so, ek het loskaak gespeel, daar was so 10 minute van die wedstryd oor in die tweede helfte. Toe het ons 'n skram binne hulle gebied, telling was close, dit was 'n tight game. En ek sê toe vir die forwards ons doen 'n Boesman rooi. Nou Boesman rooi is ons gaan bal gaan wyd gaan. Maar my binnesenter vra of ons nie eerder kan middel gaan nie, want hy se hand is gebreek, hy gaan nie die paas kan gooi nie. So hy wil net eerder, hy wil eintlik nie die bal kry nie. En ons gaan toe terug posisies toe, ek kry die bal, doen die move, ek kry die bal en hulle vleuel duik toe in. Ek is deur die vleuel duik in, hy gaan plant sy knie so. Ek hardloop met my regterbeen so in sy been vas. So hy het eintlik sy been in die grond ingeanker. En my hele regterbeen onderbeen buig so agter. Die oomblik toe ek die grond slaan, toe weet ek al, dis moeilikheid. Ek het dit dadelik geweet want ek het nog nooit in my lewe soveel pyn gevoel. En die coach probeer my optel, hy sê vir my ek moet staan want ons die bloedvloei deur my been kry. Ek sê vir hom, maar ek kan nie staan nie, ek been wil nie beweeg nie. Hulle probeer my reg optel, hy sê vir my sit jou toon op die grond. En ek sê vir hom, dis te seer. Ja, hulle vat my toe hospitaal, toes gaan neem ekstra, hulle bly oornag, weer in 3 plekke gebreek, tibia af. En ek was toe vir 21 maande wat ek uit was. Februarie, dag voor my kleringstoetse. Toe stoei ek so 'n bietjie net toe weer 'n bietjie kontak te voel. En 5 minute voor die oefening verby is kry ek weer 'n shot op my spoepie, weer plek waar hy gebreek het, daar kry ek 'n fraktuur nog 6 maande uit. So toe sê ek my hele graad 10 jaar was ek uit en toe graad 11 het ek eers teruggekom in sport. Dit was 'n lang tyd. Maar hy's 'n klein taffie. Hy sal nie hy gaan lê nie, hy's nie daai tipe nie. Ja, ek dink dit was 'n goeie wen, veral na die 1 punt wen in die pikreeks. Ek dink ons het so aan die einde het ons daai 3 gedruk wat toegelaat het dat ons gewen het. So dit was 'n goeie sielkundige wen vir die seuns en ek dink hulle het ook net besef al het ons nie baie wedstryde die laaste tyd gespeel nie, was daar nog steeds groei in dit wat ons gedoen het om daai resultate gekry het.